Goeienaand en baie welkom by ons Goeie Nuus om 7 en dit is dan vandag ook die 23ste April. Nou ons is bietjie na die tyd na Jesus se opstanding, so tussen sy opstanding en sy hemelvaart en dan later dan ook natuurlik Pinkster. En daarom gaan ons vanaand bietjie kyk na wat is, kom ons noem dit maar die effek van Christus se opstanding in ons lewe. So en ons gaan dit lees uit Romeine 6 uit, maar kom ons vra net eers vir die Here se leiding. Ons hemelse Vader, hoe heerlik om te kan weet dat ons dien 'n lewende Here, 'n opgestane Here. En dat ons ook in hom 'n nuwe identiteit kan kry en dat ons vanaand oor hierdie identiteit kan dink. Mag U deur die Gees, o Here, ons lei as ons besig is met Romeine. Wil U self ons as het ware aan die hand vat en ook deur hierdie gedeelte lei en vir ons elkeen 'n heerlike troos gee. Amen. Nou ja, lees gerus saam met my wat sê Romeine 6. Wat moet ons nou hiervan sê? Moet ons aanhou sonde doen sodat die genade kan toeneem? Beslis nie. Hoe kan ons wat dood is vir die sonde nog daarin voortlewe? Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Deur die doop is ons immers saam met hom in sy dood begrawe, sodat, soos Christus deur die wonderbaarlike magstaat van die Vader die dood opgewek is, ons ook so 'n nuwe lewe kan lei. Aangesien ons met hom een geword het in sy dood, sal ons sekerlik ook met hom een wees in sy opstanding. Ons weet tog dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisig is, sodat ons sondige bestaan beëindig kon word. Ons is dus nie langer slawe van die sonde nie. Iemand wat gesterf het, is immers vry van die mag van die sonde. Ons het saam met Christus gesterwe, en daarom glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Ons weet dat Christus, wat uit die dood opgewek is, nie weer kan sterwe nie. Die dood het nie meer mag oor hom nie. Hy het gesterwe en is eens en vir altyd vir die sonde dood. Nou lewe hy en hy lewe vir God. Julle moet dus altyd onthou dat ook julle vir die sonde dood is, maar vir God lewe, omdat julle een is met Christus Jesus. Moet dan nie toelaat dat die sonde nog langer oor julle heerskappy voer en julle die begeertes van julle sterflike aardse bestaan laat gehoorsaam nie. Julle moet geen deel van julle liggame in diens van die sonde stel as 'n werktuig om goddeloosheid te bedrywe nie. Nou, wat jy is, bepaal wat jy doen, nie waar nie. Nee, jou se identiteit bepaal jou optrede. So as mense, die koning van Engeland, hy moet op 'n sekere manier optree, of die kaptein van 'n nasionale span, word van hom verwag om op 'n sekere manier op te tree. Hy het 'n verantwoordelikheid wat saam met sy titel kom. Groot mense is veronderstel om so groot mense op te tree. En so is 'n Christen veronderstel om so Christen te lewe. Maar voordat ons daarby uitkom, is dit belangrik dat ons net eers weet, maar wat is 'n Christen nie? Of kom ons definieer Christen wees. En dit is so 'n bietjie waarop ons eintlik wil fokus vanaand. Dit is van die allergrootste belang dat ek en jy sal weet wat ons identiteit in die Here is. Wat is ons status vandat ons gelowig geword het? En as ons nie dit besef nie, dan gaan ons ook nie daarvolgens lewe nie. Nee, dus dan is dit so goed soos jy sê vir 'n slaaf, hy moet optree soos 'n koning. Hy gaan nie weet hoe nie. Hy het nie die nodige toerusting nie, hy het nie die nodige finansies nie, hy het nie die nodige opleiding om soos 'n koning te kan ry en te kan eet en te kan optree nie. So, miskien is dit 'n belangrike vraag, nee, besef ons regtig wie ons in Jesus is? En dis regtig belangrik om daaroor duidelikheid te hê, want anders sal ons ook nie weet hoe ons behoort te lewe nie. So die vraag is, wie is ek as mens voor die Here? Wat is my status in God? En die eerste reaksie wat baie mense sal sê is, jong, ek is 'n sondaar mens, ek is in sonde ontvange, gebore, geneig om God en my naaste te haat, tot niks goeds in staat nie, tot al boosheid geneig. En dis is 'n goeie antwoord. En dis op sigself waar, en dit kom ook uit die Bybel uit. Maar dis belangrik, nee, dat ek en jy besef, ons kan nie voor God regverdig wees nie, dit is so. En Paulus handel in sy hele brief in Romeine van hoofstukke 1 tot 3, handel hy juis oor hierdie saak. En sy konklusie is dat daar's niemand wat regverdig is voor God nie, nie een nie, ons almal ontbreek van die geregtigheid van God. So, om te sê ek is 'n sondaar mens, ja, maar om net te kan besef dat ek is 'n sondaar mens, is reg, en dis 'n openbaring op sigself, nee, want
dis nie iets wat ons uit onsself sommer net kan besef nie. So dis genade. Maar tog kan ek en jy nie daarby stil staan en dit besef nie. Of daarby bly nie waar nie. Want ons is baie meer as net dit. So ons kan nie in ons soeke na wie en wat ons voor die Here is, net eenvoudig stop by die sonde nie. En dis hartseer dat baie mense kom eintlik nie verder as dit nie. En as jy daarbey vashak en jy sê, maar dis my identiteit, ek is hierdie sondaar, hierdie verlore mens, as ek daarbey stop, dan gaan my optrede diensooreenkomstig wees, nie waar nie. Dan kan ek sê, maar ek is sonder mense, kan eintlik niks doen nie. So alles wat ek doen is altyd verkeerd, ek is heeltyd besig om te oortree, ek is heeltyd bang die Here is kwaad vir my. So ek is heeltyd besig om te soek na die negatiewe in my lewe, en ek loop met 'n lang gesig rond, gesit soos Job op die ashoop. So en dan kan mens maklik ook aan mense sonde eintlik maar as 'n verskoning gebruik, nie waar? Maar daar is meer as dit. Die evangelie leer nie vir ons net ons is sonder mense nie. Paulus gaan verder in die boek Romeine en hy sê dat die mens deur die Here regverdig verklaar is, sonder dat ons dit verdien het, op grond van sy groot genade in Christus Jesus. En daai is eintlik die evangelie. Die evangelie is dat die Here sonder mense red en hulle vryspreek, dat hy vir hulle 'n nuwe status gee, nie meer sonder mens nie, 'n nuwe status, dat hy ons bring van 'n ander verhouding met die Here, vrygespreektes, kinders van God, en dit gebeur natuurlik deur sy genade. En daarom is die verlossing leer is baie belangrik. Nee, deur die genade alleen, deur geloof alleen, deur Christus alleen, sonder enige toegedoen van jou kant af. Dis waar, ek is vrygespreek, ek is nie meer 'n gevangene nie, ek is 'n vry mens, en dit is so, dis alles uit genade. Maar nou is daar nog steeds een ding wat ons kort. Want baie mense het dan aanvaar, en dis die probleem waarmee Paulus gesit het, is na die mense sê, okay, maar as ek nou nie meer 'n sondaar mens is nie, dan beteken dit ek kan mos maar doen wat ek wil. As God my uit genade gered het, dan kan ek my lewe soos wat ek wil. En dis hoekom hy begin om te sê, moet ons nou meer sonde doen, so die genade meer kan word, en dan sê hy nee. So, wanneer Paulus dan skryf vir Christene, om oor hulle nuwe identiteit te praat, dan doen hy baie moeite om vir hulle te verduidelik, watter perspektief hulle na hulle self moet kyk. Hy roep ons op om te onthou, wie is ons in Christus? Nee, hy sê eintlik, kom ons maak bietjie die sommetjies, kom ons redeneer 'n bietjie daaroor. Kom ons dink bietjie regtig wie ons in die Here is. Want dis tog belangrik dat ons besef dat ons is in Christus ingelyf, en omdat ons in hom ingelyf is, dan behoort ons aan hom, en as ons aan hom behoort, dan het ons 'n nuwe identiteit. Want as ons saam met Christus in sy dood gedoop is, dan is ons tog ook saam met hom lewendig. En verstaan nie die manier hoe Paulus hieroor praat. En daarom, een ding of twee dinge wat ons moet weet. Die eerste ding is, dat die een wat in Christus is, moet weet, dat hulle vir die sonde dood is. Dis baie sterk taal wat daar gebruik word. Hy sê eintlik dat ek en jy het saam met Christus op Golgotha gesterf. Nee, nie van self nie, maar dis wat Christus vir ons gedoen het. My en jou sondes is daar saam met Christus gekruisig. Dis mors dood. Nee, Jesus is begrawe, jy is begrawe in iemand wat nie dood is nie. Daarom, Jesus was regtig dood. En daarom, omdat my sonde saam met Christus gekruisig is ek nie meer 'n slaaf van die sonde nie. Ek is vrygespreek van die mag van die sonde. Ek is dood vir die sonde. En die sonde word eintlik so 'n bietjie in hierdie hoofstuk gepersonifiseer. Dit is asof die sonde 'n mag is wat mens gevange hou. En hy sê, maar dis nie meer so nie. Nee, ons moet dit onthou, voortdurend onthou, ons moet lewe met die wete, ek is dood vir die sonde. Prakties beteken dit dat ons kan breek met die goeders in ons lewe wat nog verkeerd is. Ons hoef nie in ons sonde te bly nie. Die sonde is nie meer ons baas nie. Ons kan nie sê, ons kan ophou om die verkeerde te doen, natuurlik in die naam van ons Here Jesus Christus. Die tweede, en die positiewe kant van die selfbeeld van die een wat in Christus is, word ook gestel. Paulus is nie net negatief nie. Nee, want godsdienst mag nie net negatief wees nie. Christus het nie net gesterf aan die kruis nie, hy het nie net ons sondes daarin vasgespijker nie, hy het ook opgestaan uit die dood. En omdat ons saam met Christus gekruisig is ons ook saam met Christus opgewek. Ons is deel
van sy opstanding. Ons is deel van sy lewe. Ons het 'n nuwe lewe saam met Christus. En die implikasies is dat ons nou in daai nuwe lewe lewe. En nou moet ons iets mooi begryp, nie? Die feit dat ons saam met Christus opgestaan het, beteken dat ons nou alreeds gefokus op die Here moet lewe. Dit beteken ons is gefokus op die dinge daarbo, op Christus wat in die regterhand van God die Vader sit. Ons wil nou al doen wat die Vader wil hê. Ons wil nou al soek na die dinge wat hom behaag. Wat ons moet hoor dis anders as wat ons dink ons is. Die mens wat ons as opgestane gelowiges is 'n mens wat nie meer van nature lewe nie. Ons is anders gemaak, nuut gemaak. Ons is nie meer geneig om God en ons naaste te haat nie, maar om hulle lief te hê. Ons is nie meer tot alle boosheid geneig nie, maar geneig om die wil van God te soek. Dis wie ons is, 'n nuwe mens, nuut gebore, nuut gemaak, omgekeer, opgestaan, vernuwe, in staat om die goeie te doen, om die goeie te wil doen. En dis waarin ons onsself voortdurend moet herinner en dan ons lewe daarby aanpas. Dat ons lewe volgens wat ons is. Dit is dalk so, nou dis wie ek in Christus is, maar miskien is daar dinge in my lewe wat nie daarby pas nie. En dan moet ek voortdurend besig wees met 'n heiligmakingsproses om te lewe volgens wat ek in Christus is. Paulus praat van praktiese implikasies. Hy sê dat die dood nie meer langer, of die sonde nie langer heerskappy oor ons voer nie. Ons stel onsself in diens van God. Ons stel ons liggame in diens van die Here. Nee, is eintlik 'n hele klomp werkwoorde wat hy gebruik, en eintlik sê hy maar net een ding, om jouself, jou lewe oor te gee as diens aan die Here. Dit vra besluite. Dit vra dat ons lewe moet verander. Dit vra dat ons nuwe lewe wat ons is, ook sal begin uitleef. So miskien net weer 'n stapie terug. Die vraag wat ons mekaar vra is, wie is jy? En dis 'n vraag wat ons gereeld vir mekaar moet vra. En as my antwoord is, jong, ek is in Christus, dan moet my lewe tog daarby aansluit. Want die Here se woord sê baie duidelik, jy is dood vir die sonde, jy lewe vir God. Jy is 'n opgewekte mens, nuwe mense wie se lewe op God gerig is. So, moet dan nie kom staan en sê, nee, maar ons kan nie met ons sondes breek nie. Nee, want ons is nie meer sondige mense wat deur die sonde beheer word nie. Ons is gelowige kinders van die Here wat deur die Gees beheer word. Opgewek as 'n nuwe mens. Ons kan lewe tot die eer van die Here. So al lyk die Here se opdrag vir ons baie keer hoe moeilik, ons kan dit doen, want ons is in Jesus Christus. En daarom die eenvoudige oproep van Romeine 6 is, wees wat jy is in Christus. Amen. Om ons bid. Here, dankie vir hierdie heerlike nuwe status, identiteit, hierdie oorvloedige genade wat soos 'n waterval oor ons stort. Dat ons kan weet, maar ons is in Christus, is ons dood vir die sonde, het ons hierdie nuwe lewe. En daarom is dit baie keer, Here, dat ons alleen glo, ons is nie goed genoeg nie, of ek is nie dit nie, of ek is nie dat nie, of ek is nou maar net 'n sondaar mens. Maar ons is soveel meer. Mag jy deur die Gees ons lei om werklik ook ons lewe vir U te lewe, en dat ons lewe volgens wat ons is, tot eer en verheerliking van U groot en heilige naam. Amen. Baie dankie. Ek hoop julle het 'n heerlike Woensdag aand en 'n pragtige week, en geniet die lang naweek ook. Groetnis.